'n Hartlike welkom aan elkeen van julle wat vandag weer kies om saam met ons hierdie dagstukkie te luister. Dag 317 en ons tema is ware vreugde. Openbaring 22 vers 3 en 4. Al sy mense wat aan hom gehoorsaam is, sal daar met groot oorgawe en respek dien. Hulle sal reguit na God kan kyk en sien hoe hy lyk. Elke traan wat val, word 'n saad van blydskap in die nuwe skepping. Ware vreugde. Ek glo nie dat daar in die geskiedenis van die wêreld rugby meer naalbyt 1 punt eindes was as in die vorige wêreldbeker nie. Gelukkig was die bokke elke keer aan die wenkant en toe natuurlik die eindstryd. Die Springbokke het op die veld gedraf teen die All Blacks. Die spanning was ondraaglik. Elke skram, elke tackle, elke skop het ons harte al vinniger in die keel laat klop. Gaan ons wen? Gaan ons verloor? Niemand kon met sekerheid sê hoe dit gaan eindig nie. En toe, daar die laaste vletjie. En weer het die bokke met 'n enkele punt gewen. 12-11. Hoe het jy gevoel? Wat het jy gedoen? Hoe meer die stres en hoe harder die wedstryd, hoe groter is die vreugde na die oorwinning. Nou as ons daardie vreugde wat ons ervaar het na die eindstryd met triljoene vermenigvuldig, dan kan ons nog nie eers begin om die vreugde te verstaan wat daar in die hemel heers nie. Die geveg wat plaasgevind het tussen lig en duisternis het bepaal waar ons vir ewig verder gaan voortbestaan. Jesus het die grootste geveg in die geskiedenis van die skepping kom veg. En hy het nie net gewen nie, hy het die vyand met 'n uitklophou planke toegestuur. Deur sy dood aan die kruis en sy opstanding het hy die oorwinning behaal wat alles kom verander het. Dis nie net 'n oorwinning tot die volgende wêreldbeker nie. Dit was die finale een wat vir ewig sal wees en gevier sal word. Dit is die vreugde, die oorwinning en die nuwe lewe waarvan Openbaring praat. En nou nog iets belangrik. Na die eindstryd is die wedstryd 'n klomp keer daarna weer heruitgesaai. Hoeveel stres het jy toe beleef? Baie min, hè? Hoekom? Want jy het reeds geweet wat die uitslag was. Jy het geweet dat daar nie 'n manier was dat daar nou ewe skielik 'n ander uitslag kan wees nie. Dit beteken ons hoef nie meer in spanning te leef en te wonder of ons die wedstryd van die lewe gaan wen nie. Jesus het klaar oorwin, finaal, en niks kan dit ooit verander nie. Die vraag is nou, in wie se span speel jy? As jy in God se span speel, dan weet jy dat die oorwinning klaar behaal is. As jy nog in die wêreld se span is, dan is en wag daar 'n donker einde op jou. Al wat ons nou moet doen, is om aan te meld vir oefening in Jesus se boksspan. Sy speelplan te volg en om dan saam met my medespelers tot sy eer te speel. Verseker is dit nie altyd maklik nie. Daar's nog tackles en scrums wat ons moet trotseer. Meer nog, daar's 'n klomp baie aggressiewe en vuil spelers in die ander span. Maar ons speel nie om te wen nie. Ons speel omdat die oorwinning reeds behaal is. Ons hoef net getrou te bly aan die kaptein van ons geloof, Jesus. Die laaste noot van die lewe is nie stilte nie, maar lof. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om net so opgewonde te raak oor Jesus se oorwinning as die bokke se? Wat kan ons doen om ook te deel in hierdie vreugde? Hoe gaan jy vandag begin om ook God se speelplan vir jou lewe te volg? Here Jesus, dankie dat U reeds die oorwinning behaal het. Help my om elke dag te onthou dat ek nie vir die oorwinning leef nie, maar uit oorwinning. Dankie dat ek deel kan wees van U wenspan. Amen.
Jy is alreeds gekies vir God se wenspan. Die vraag is, gaan jy saam oefen hierdie week en saam opdraf Saterdag? Deur sy gees het Jesus jou bekwaam gemaak om te kan doen wat net jy kan doen in sy wenspan. Sakke vol seën vir jou liefdegroete, Shaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en jou nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.